Jy kry taf en dan kry jy taai en daar is niks so taai soos 'n boer nie. 28 boere, 2 spanne, 6 maande. Hierdie seisoen kry hulle 'n hoofafrigter. 20 September, 14 gevegte. En ons sal net een moederboer kampioen wees. Hierdie is Moederboer. Moederboer is 'n gemengde vegkunsreeks waar 28 boere van reg oor die land bymekaar kom en gaan krag meet in die Moederboer kruit. Maar Moederboer gaan nie net oor vegkuns nie. Dit gaan ook nie net oor boerdery nie. Dit gaan oor die Afrikaner wil. En dames en here, daar's niks so taai soos 'n boer nie. Ons is terug vir ronde 2, Moederboer 2025. Hierdie seisoen is groter as ooit. Ons het nou 28 boere in seisoen 2. Hoe opgewonde is jy? Ek dink seisoen 2 beloof om soveel meer te wees as seisoen 1, met alles wat sover gebeur het. Alles wat nog kom, 'n klomp uitdagings wat ons gereël het. Hier is groot goedjies op pad. So kom ons praat gou net vinnig oor seisoen 1. Moederboer 1, 4.500 mense, meer as 120.000 mense wat lewendig op Stroom gekyk het. 'n Reuse sukses en ek dink nie ek of jy het regtig gedink dit gaan so 'n groot sukses wees nie. Wie is jou man of the match? Jou ou wat bo almal uitgestaan het. Ek weet wat hierdie gesprek gaan. Ons twee gunstelinge. Ek was by Erns gewees van vandag 1 af. Ek moet dink dis omdat ek maar uit daai wêreld uit is. Ja. En jy natuurlik 'n JW man. Ja, nee, ek dink ek was definitief 'n JW man. Ou Blikkeel. Hy het 'n bietjie van alles gewys in die fight en as 'n fight fan en iemand wat regtig die fight kuns geniet. Almal kan 'n shot land, maar JW het bietjie spice op die fight gesit. Moet sê was nice te wees om na die tyd te sien. Hy is besig met jiu-jitsu, hy is besig om verder te oefen en dat hy gemengde vegkuns opgeraap het en sy deel van sy lewe ook gemaak. Dit maak my baie trots om te sien dat 'n paar van die boere aangehou het met die sport. Maar alle fokus op seisoen 2 2025. Ons het 'n paar veranderinge ingebring en ek dink is goeie veranderinge, maar ek dink die grootste een is die feit dat ons 28 boere het. Kyk, ek dink die manne kan nie meer Afrikaans wees nie, maar hulle is groter. Hulle is sterker. Hulle is vinniger. Dis net alles wat ons gemeet het. En dan is daar 'n hele klomp manne wat nou al iets interessant aan die skerm toe ook gaan bring. Ja, en ek weet nie regtig hoe moet ek nou. Jy's boere. Hoop die manne is reg, pappa. Jullie boer. Ek neem die video praat. Moenie sê nie. Ek gaan sê. Ek kan nie die hele video neem sonder om te sê. Jy kan. Ek kan nie. Dan gaan ons hele van handie staan. Gee my net die geleentheid om te wys hoekom ons altyd sê Mabelol maak vol. Asseblief, sit my in daai kraal. Ek gaan eenskryf vir 'n golfkompetisie nie en ek het soveel frustrasie die afgelope jare. Ek is nie meer die vriendelike ou wat ek was nie en iemand moet daarvoor betaal sodat ek net weer kan reset en 'n lekker ou word. Ek is lus vir die ding. Maak my baie excited. Hier glo ons. As jy iets wil in die saak gedoen het, moet jy vasstrap met Piet. Hallo Moederboer. Die wil hierso. Ek laat julle. Ek wil my vrou wys ek kan bolle rol en ek mag nie meer in die bar fight nie. Seisoen 2. Lekker. Koes tyd. Perfect. Ons het 171 boere gehad wat aansoek gedoen het vir seisoen 2, waarvan amper helfte van hulle toe by ons boere uitdinne was en daar's ook 'n beseringsvervangingslys ook. Ja. So dit was ongelooflik moeilik om te kies en ek dink dit is 'n groot rede hoekom ons 28 gekies het en ek dink 'n groot verandering vir hierdie seisoen is ons gaan die 14 gevegte hê op een aand. Ek dink dit kom met 'n uitdaging na ons kant toe om reg oor die land te reis, om nou boere te gaan besoek, meer oor hulle te leer, oor hoe hulle daar loop en so natuurlik daai uitdaging, maar dit gaan lekker wees en ek dink ons het baie meer diversiteit. Ons het die man in die Kaap, ons het 'n man in Durban, ons het oral oor die land. So dink om baie diversiteit te sien om regtig vir ouens by die huis te wys, maar hoe lyk die verskillende boere se dag in en dag uit, saam met die uitdagings wat kom met die oefening. So ek sien nogal baie uit. Ek gaan jy nou 'n bietjie op die spot sit, maar die boereverenigings, is daar
daar enige van die boereverenigings wat al regtig hand opgesteek het en hulle ondersteuning gewys het? Nie soos laas jaar ongelukkig nie. Hierdie jaar is dit meer die dorpies wat hand opsteek en sê ons is hierso. Ek meen Langebaan half klaar van hulle kant af, ons 'n hele paar boodskappe gekry om te sê nee, hulle oues daar, Wynand is reg en so ek dink die dorpies hierdie jaar speel 'n groot rol en die provinsies. En dan ons natuurlik vir Botswana ook wat nou in is. So ja. Moereboer gaan definitief in seisoen 3 en verder gaan ons oor die grense gaan en ek dink die geleentheid is al klaar daar. Ons kon dit sien na seisoen 1. Een van die grootste veranderinge van die reeks is die samespeling van twee van die land se beste afrigters, coach Neil Geyser, coach Dwayne Meredith. My naam is Neil Geyser, ek is 'n judo swartbelt, 'n Brazilian Jiu-Jitsu derde dan swartbelt. Ek was die SA kampioen in judo. Ek het derde gekom in die wêreldkampioenskappe in Brazilian Jiu-Jitsu en ek was die Afrika kampioen in Brazilian Jiu-Jitsu geweest. Ek is Dwayne Meredith, ek kom van Roodepoort, Gauteng af, hoofafrigter by Pandemonium FC. Ek rig ook die Gauteng en die SA MMA spanne af. Toe ons die eerste seisoen gesien het van die Moereboer reeks, was ons baie beïndruk. Ons baie netjies. Ek het nooit soveel mense by een event gesien. Tot pro-events het ek nog nie soveel mense by een event gesien. Ja, blown away. Ek het betrokke geraak in seisoen 1 van Moereboer. Dit was 'n splinternuwe konsep. Ek is ongelooflik opgewonde vir Moereboer 2. Ons het amazing mense bymekaar gekry wat regtig energie, tyd en effort ingesit het om hier te kan wees en deel van die show te wees. Bietjie judo, bietjie karate, bietjie van alles, buite hennies, daai tipe veggery. Toe Fight Stars hulle nog aan was. Toe spring ons daar in, doen ons amateurs, van daar af Worlds toe, 'n bietjie in Vegas gaan fight en paar van die kompetisies daar gewen. So ja, dis bietjie van alles en MMA is die sport om alles saam te bring. Ek is nou van 2010 af gemengde gevegskuns afrigter. My spesialiteit is grondwerk, so om die geveg grond toe te neem en dan alles wat op die grond gebeur om 'n geveg dan te beëindig daar. Die eerste reeks was jy alles bietjie onfiks en net ons bietjie meer tyd om hulle fiks te kry en sterker te kry en ja, baie meer tegniek met hulle te doen. So ek dink die fights in die tweede reeks gaan baie beter wees. Ek dink dit is 'n merkwaardige ding wat hulle probeer regkry is om so kort tyd lewensveranderinge te maak, nuwe skills te leer. Dis regtig amazing om deel te kan wees daarvan. 80% van die fight game is in jou kop. As jy fiks is en jy het vertroue in jouself, is jy baie beter fighter. Ek dink baie van hang af op hulle self, hoe gemotiveerd is hulle om dit self te doen, maar ons sal alles stuur wat hulle nodig het om regte fighters te wees. Ek is opgewonde vir wat ons gaan sien in September en die hele proses is vir my regtig lekker en is lekker om hierdie ouens so te leer ken en saam met hulle te werk. Kan nie wag om die seisoen af te skop en ja, gaan great wees. Dis nie net 'n kragmeting nie, dis nie net 'n meting van spoed nie, dit is ook 'n meting van tegniek en ek dink julle gaan dit kan sien in werking met hierdie twee afrigters, ongelooflike afrigters en al hierdie harde werk gaan julle kan sien. Moereboer 2 op Fight Night en 14 gevegte. Ek dink daar gaan 'n paar performance bonuses, 'n paar bonusse uitgereik moet word, so Jan kry daai beursie reg. Maar ja, alles om te sien want is amper koestyd, so hou ons dop. Moereboer seisoen 2, 28 boere van reg oor die land. Moereboer is groter as ooit. Julle gaan dit sien in die uitdagings, julle gaan dit sien in die gevegte en julle gaan dit sien in die mense. Hierdie boere is massive. Hulle is vinnig, hulle is sterk. Ek kan nie wag nie, want is amper koestyd. Ek is Denys, aka loop op dun ys boelbaar Snyman. Goeiemôre manne van Moereboer. Hallo. Dis Jaco Meyer, aka Jagalas. Bytjie op die hartskene. My laaste fight was by Matriek Rage. Ek is baie sportief en ek hou daarvan en ek hou van uitdagings in die lewe. Gee my die rofste ou wat jy het. Awesome. Emma James, jy is mos 'n boer en jy kan moer. Ek sien daar's 'n paar jong manne wat nog gemaak is toe vleis goedkoop was, wat ingeskryf het. Ek is die definisie van 'n klein botteltjie groot gif. My skoonpa sal wel hê ek moet 'n paar klappe kry. Ek wil ook vir die ou toppies wys hoe word dit gedoen. Ek dink dit sal nogal 'n lekker experience wees om 'n boer te kan moer. So Ek sal oefen en ek sien julle daar, ek sal my bloed op die kruit los en ons gaan mekaar moer. Dankie manne, cheers, bye! Ons is by Versus 11 en is die opening van Moereboer seisoen 2.
Hierdie is 'n ongelooflike geleentheid vir seisoen 1 se boere om nou die kandidaate van seisoen 2 te ontmoet. Hier gaan ons 80 boere voorstel aan die publiek vir die eerste keer en hierdie kandidaate gaan môre uitbeklei vir hulle spot op seisoen 2 van Moereboer. Yes, my naam is Daniel Miller, ons boer net so buite Woolsley, op 'n plaas, groenteplaas, gemengde boerdery. Ek is baie opgewonde oor die event, wat is vanaand hierso. Kom, wil ek deel wees van Moereboer seisoen 2. Ek dink enige man vra homself die vraag af, kan hy en droom oor om te deel te neem aan so iets, om myself daar buite te sit en kyk of ek kan, ja. Ek is Frederik Barnard, ek kom van Huisnaaf, ons boer Macadamias en ek dink dis 'n ongelooflike geleentheid om te kan deel wees van hierdie. Ek dink verseker die feit dat hulle gesê die fiksheid was die issue geweest om seker te maak jy's fiks genoeg en dan om gewoon te raak aan om op die kassie te wees. Die bymekaar kom. So ek dink dit is die groot ding. Ek dink om almal bymekaar te bring. Ons boere is afgesonder. Hier kom nooit regtig uit nie. Dis ongelooflik om deel te kan wees van dit. Ja, dis lekker geweest, maar ja, nee, ons het vanaf weer teruggeval in die boerdery en aangaan met ons alledaagse dinge. Ek het vir Neil Kok gesê vanoggend dis ek mis dit. Ek sal graag weer bietjie wil teruggaan in die jits en weer bietjie stoei. Ons is nog aktief, bietjie crossfit nog so bietjie cardio so, maar ek mis dit. Ek sê toe ek instap, toe kry ek soms so holkol op my maag. Jy weet, alles speel so af van jou kop. Kry weer ou herinneringe terug. Ek het 'n klomp van die ouens gesien. Ja, nee, al wat ek vir ouens kan sê is, moenie dink dit gaan maklik wees nie. Gee jou beste as jy dink jy is nou op jou beste, jy is nie op jou beste nie. Maar ja, daar's 'n paar groot seuns. Interessant om te sien wat gaan gebeur. Ek's Vincent Powell, kom van Hekpoort af. Ek het 'n verskriklike groot liefde vir die sport. Die event is amazing. Ek kan nie glo Janeman en Cameron kan so 'n event bymekaar trek. Ek is Bernard Top, selfe Hekpoort af. Ek hou nou al lank die manne dop. Driekes is ook net te wyd daar van ons af weer harties. So ja, ons hou hulle dop en ons 'n lekker storie doen. Ja, dit gaan goed. Ongelukkig weer 'n bietjie van die gewig opgetel wat ek verloor het met die oefenry in die eerste seisoen. Ek sien bitter baie uit vir seisoen 2. Ek die paar video's wat Janeman al op social media gepost het, lyk asof 'n paar sterk groot karakters betrokke is. So ek dink dit gaan 'n blerrie interessante seisoen wees. Ek dink dit gaan baie goed doen. Hoe groter as hierdie ding kan maak, hoe beter is dit vir Suid-Afrika en vir MMA oor die algemeen. Ek dink regtig almal moet dit support. Louis de Beer, ek kom van Roetan af, op die Springbok vlakte. Ek het ingeskryf, ek was laas jaar hier gewees en die energie was net iets ongeloofliks. Hier is 'n goeie motivering om net dat niks my kan breek nie, ons gaan deur alles werk. So nee, ons is in om ons gaan vet gee. Serena Gamble, ons boer op 'n plaas buite Beestekraal. Doen ook reverse, laat ons reset. Ja. Okay, mooi. Dis eintlik 'n jagplaas, so eintlik fokus ons op die Amerikaanse jagters en seker goed. Moer se cool vibe, sien baie uit. Dink gaan die moeite werd wees en ek sal like om deel te wees daarvan. That's it. Ek is Marco Croft, ek kom af van Vrede in die Vrystaat. Die eerste keer wat ons by so iets is, die vibe is nogal lekker, hier's baie mense, so ja, ek dink dit kan interessant raak. Man, ek het ingeskryf want my pelle het maar my aangemoedig om dit te doen en die mense van Vrede. Dit dog ek as ek dit nie doen nie, gaan ek spyt wees en ek dink dit is 'n goeie geleentheid om te fiks te raak, 'n goeie uitdaging wees. Ek is Louis Grey, ek is van Derby. Dis van Ventersdorp in Derby. Boer, saai, bees, skaap, 2 meter 10. Ek hou van gemengde vrugkuns en ek hou van boks en ek wil nog altyd so iets gedoen het en ja, in platteland is daar nie so iets naby nie. So dink is 'n goeie geleentheid. Ek is baie opgewonde vir seisoen 2. Ons gaan sommer daar begin. Ek sien die video's van die nuwe boere wat oppop op Instagram en daar is 'n paar robbe manne. So ek dink gaan 'n paar lekker fights wees. So dis ek's opgewonde vir dit. Gaan nog steeds aan met die boerdery, net 'n bietjie kleiner skaal, maar ons doen nog steeds ons ding. Ons is 'n bietjie besig met in die finansiële bedryf, industrie. Dus nou, so ons check nou 'n bietjie daai fittertjies uit. Nee, ek's op en af. So nee, ons gaan dit weer begin slaan nou. Gareth Edwards, ons boere in Pietersburg, ons teel met Volt eintlik. Meestal buffels en seibols en ek het ingeskryf want ek dink dit gaan moerse van wees. Dis maar die groot rede en ek dink die jong laaitie, daar was die vorige seisoen 'n jong ouetjie gewees, ek wil 'n bietjie die ou oomies wys hoe dit gedoen word. Ja, ons oefen maar nog so 'n bietjie as die kinders gaan oefen. Dit was 'n vakansietyd, so ja, word jy mos nou maar weer 'n bietjie dik, chom. Laat close our gap vir my. Yes. Settle. So in Wolverhampton, ek's Martin Beileveld. Ek het ingeskryf vir die rede dat ons het baie jong ouetjies in ons omgewing en die ouens hou meer van die brandewyn en ek wil hê hulle moet bietjie uit hulle bakkies klim en uit hulle gemaksone uitkom. So ek sou 41, so ek is daar om hulle bietjie te wys hoe word dit gedoen. So klim vir julle gatte af, kom reg.
Ek moes nou die aand in Henny se klomp mense se fucking hande en heb honde en goed teken nou. So dit was nee, is nice. Ja nee, dis aan die gang. Ek drink verniet. Nee, wat ek hoop Jan hulle laat ons hulle ook môre 'n bietjie verniel. Ek het al my shit saamgebring. Is al die ouens van Potch moet veral net een ou van Potch op Mooreboer is, want ek sien hulle almal traai, maar hulle moet maar is dit nie. Ek is Jansen Du Plessis. Ons kom na van die Tabazimpi in my Koppa area af. En die rede hoekom ek ingeskryf het vir Mooreboer is, waar ons by werk kan ek nie regtig my kollegas slaan nie. En waar ek vandaan kom, my pa het my baie geslaan, so ek is bietjie lus weer om te gemoer te word. Ek's Ron Johnson, ek kom van Makoppa, dat was in die area op ons werk saam by dieselfde boerdery. Die rede hoekom ek ingeskryf het, ek wou nog altyd in die kruit geklim het en gevoel het die ervaring hoe dit voel. Ja. My 2 seuns het kickboxing gedoen, ek het hulle altyd ondersteun, maar ek het nooit die tyd gehad om dit self te gaan doen nie. So dink ek hierdie is 'n groot geleentheid om dit te doen. Jong moet fucks word. Al wat ek moet sê. Ek is bly is langer as ek kyk ook 'n bietjie opkyk vir hulle. Maar dit lyk dan goed hè. So dit lyk of hy 'n bietjie fikser is. Fucks uit kry jou mindset reg, Jong. Hy is nie maklik. Ek dink dis die belangrikste van alles. Ek's baie opgewonde. Ek bedoel kyk aan man is groot hè. En hy lyk eintlik goed. Ja. Hy is lean, so ek dink hierdie jaar se boere gaan 'n bietjie meer wees waarvan hulle kan kies. So dit gaan interessant wees. Dis nie net nog 'n jaar vir Mooreboer nie, maar dit is ook nog 'n jaar vir Versus. Ons het 1 Mooreboer 'n jaar, maar ons het tot en met 7 Versus events per jaar. En hierdie is waarvan die beste amateur en professionele vegters bymekaar kom op 'n fight night en hulle meet hulle kragte teen mekaar. Hierdie amateurs kry ook dan die geleentheid om nou pro te draai en ons het nou ons divisies oopgemaak vir pro-atlete. Maak dit jou gelukkig om te weet ons het pros ook op die kaart te doen. Ek dink vir 'n groter konsep vir my is na die laas jaar se Mooreboer. Hoe daai ondersteuners gekom het en hulle ons elke keer ondersteun met Versus nou. Hoe lekker dit is om daai ondersteuningsmassas te kry en sulke, maar ons hou nou van gemengde vegkuns en hulle is nou agter Versus. So ek dink dit wat ons wou regkry met Mooreboer is ons besig om reg te kry. Gaan ons die vloerplan 'n bietjie kan verander om dalk nog so 'n paar honderd mense in te druk by die Hartveld Arena. Ons sal moet sien. Ons gaan moet kyk hoe ons dit gaan regkry. Jy weet hoe lei ons vir nou besig is sosiale media. So as ons kan het ons loftes uitgeboek, maar met die uitdagings is net te groot met dit. Miskien in 'n Mooreboer 3 of 4, wie weet. 4.500 kaartjies. As daai kaartjies lewendig gaan, hoe vinnig dink jy verkoop ons uit? Ek wil sê my space mass is definitief binne 2-3 dae. 2-3 dae. Ja, wat is joune? Ek sê 6 of 7. Okay. Ek bet jou breakfast. So. Dames en here, ons het oor die 200 inskrywings vir seisoen 2 van Mooreboer. 50 van hulle het koue voete gekry. Die ander 50 moet die kinders oppas by die huis. So, met fighter wiskunde het ons 80 oor om vir julle te lees. So eerste na die verhoog toe, Bernard Erasmus, Chris Koetse, Claude Fourie, Jan-Hendrik Snyman, JP de Klerk, Thomas Easton, Vincent Powell, Chris Delport, Jaco van die Kerk, Christo Pretorius, Cornu Cross, Gareth Edwards, Anu van der Linde, Anu Mong, Ian Jansen van Vieren, Jansen Du Plessis, Louis de Beer, Michiel Pretorius, Rowan Johnson, Zandrey Pretorius, Arno Fourie, Christo de Kok, Kobus Nel, Corneille Silje, Danny Meyer, Dennis Snyman, Gerard Mol, Gerard Engelbrecht, Hein Engelbrecht, Jaco Meyer, Jacques Jacobs, Janu Meiberg, Jannie Stander, Junior Berger, Pieter van Dijk, Armand van der Walt, De Marco Zuli, Freek Kloppers, Hannes Boorman, John van Skalkwyk, Louis Grey, Marinus Gous, Marnus Enslen, Martin Beideveld, Ronan Gamble, Sean Struwel, William Curry, Karel Darwin, Teer Schoeman, Christian Els, Erik de Jager, Ferdinand van Eden, Franco Kasselman, Jannie van der Merwe, J.W. Derksen, Mark Cockcroft, Martin Nel, Richard Henry, Wimpy Botha, Dani Visser, Daniel Miller, Frederik Barnard, Wynand Alwyn Stein. So hierdie 80 boere neem môre deel in ons uitdinne.
Ernst, dit was 'n amazing geleentheid saam met jou laas jaar. Ek wil vir jou vra, hoe het jy laas jaar beleef? Nee, dit was erg geweest. Ek meen om soos die ouens van die plaas af te kom en geen agtergrond van die goed te hê nie en in 6 maande gehad om voor te berei. Dis erg. Boys, ek nie wil lieg nie. Julle weet nie waar of julle self inlaat nie. Ek wil vir julle sê, as julle mentally reg is jou kop reg, dan is jy deur. Maar ja, sterkte vir julle ouens. Ek is seker die res van die ouens sal ook vir julle sê, fiks genoeg is nie fiks genoeg nie. Gee alles in wat julle het en sterkte vir julle. Die uitdagings vir hierdie seisoen, goedjies wat ons van gehou het, gaan ons definitief terugbring in seisoen 2, maar ons het 'n paar nuwe uitdagings en ek dink een van die grootstes is die Boerseker Boeresportdag. Watse uitdagings dink jy bring dit? Ek dink laas jaar wat ons regtig nodig gehad het is om die fisiese interaksie te sien tussen boere. Die Afrikaner hart wil graag sien hoe iemand fisies is en sterk is en ek dink die Boeresportdag gaan dit vir ons bring om te sien hoe twee opponente wat in die toekoms miskien op gaan beklei, maar nou fisies mekaar gaan aanvat. Ons is oop vir die publiek, ons is oop vir as 'n klomp borgers wat ook gaan deelneem. So dit is natuurlik 'n lekker dag vir Moereboer om die boere daar te sien, maar so ook om 'n dag te hê vir die groter Afrikaner nasie, as ek dit so mag sê, maar ja, almal is welkom en dit gaan lekker van wees. En ja, ek dink ons kan nou ook spog met Reino Nel is dit, nê. Hy is nou die sterkste man in die wêreld. Vir die heel eerste keer het 'n Suid-Afrikaanse ou daai titel gewen. So die Afrikaner hart is nogal iets spesiaal, hè. Bietjie weg van die fisiese gedeelte is, gaan die manne bietjie met hulle hande moet werk. Hulle gaan ook 'n bietjie moet voorsien aan ons kykers en ons Moereboerie challenge, ons waar hulle 'n boereworsrol kan maak en dit bietjie hulle eie maak, gaan ook 'n groot uitdaging wees. En vertel ons hoe daai te werke gekom en soos wat was die gedagtegang agter dit? Moereboerie gaan 'n boereworsrol wees wat spesifiek ontwerp gaan wees deur een van ons boere. So ons boere gaan die geleentheid kry om hulle spesiale krye, spesiale speserye te gebruik en 'n worsie te maak om vir ons voor te berei en dan gaan ons natuurlik 'n paneel hê van mense wat nou gaan proe en sê wat se boer het die lekkerste wors, kan ons dit maar so stel op TV, dit is 'n gestiefdinkie, en dan Hennies het ingekoop en hulle het gesê, hulle gaan dan daai wors op hulle menu hê vir toekomstig vir die res van die jaar, vir Moereboer en dan vir Hennies saam. Ons het ook 'n skiet uitdaging waar die mense gaan uitskiet. Nou, vir die vorige seisoen het ons dit in 'n gebou gedoen en hierdie keer gaan ons bietjie buitelug wees en ons gaan dit bietjie meer fisies maak. Hulle gaan gewigte moet rondtrek, hulle gaan rondrol in die modder terwyl hulle op 'n teiken moet afmik. Hoe is dit ook bietjie 'n ander uitdaging? JC, wat reeds geken is in die gevegkunswêreld, is beroemd vir sy tegnieke wat hy met gewere kan gebruik en so. En ek dink gaan lekker wees vir die vegters om met hom te kan relay daai dag. Ons weet JC is baie fisies, so ek dink die uitdagings gaan nogal fisies ook wees. Ek dink hy gaan die ouens druk tot op hulle perke. So sien uit daarna. 171 inskrywings vir Moereboer seisoen 2 en ons moes 'n bietjie van 'n uitdaging uitsit na elke boer toe om dan in te kom. Ons het 28 boere gekies van reg oor die land en hierdie ouens gaan nie net hulle verenigings maar ook hulle dorpe kan verteenwoordig by seisoen 2 van Moereboer. Meer uitdagings, meer. Alles is baie groter hierdie jaar. Kom kyk die 20 September, Moereboer seisoen 2. Dis koestyd.